Oom Andre het my net gevra om vinnig, hy het nou daar by my kom sit en hy vra vir my wat ervaar ek en goed. En vroeër vanoggend begin ek net voel, daar's 'n roeping, Vader wat roep ons na dieper intimiteit. Ons almal weet, ons moet in intimiteit met hom wandel, maar ek voel net vanmôre, dis asof hy ons roep na dieper intimiteit met hom. En soos wat ons dieper gaan en nader na hom beweeg, raak sy, dis asof hy jaloers is vir ons presence. Ons wil altyd sy presence hê, maar hy wil ons presence ook hê. En toe herinner die Heilige Gees my net nou, so 'n paar weke, het kan 'n maand of 2 ook terug wees gelede, toe sit ek daar op my plek wat ek altyd daai kant sit en ek begin net 'n lied sing. Ek sing 'n lied van dit gaan oor intimiteit en die hele lied dit gaan oor ek wat lê op sy bors en ek hoor sy hart klop en soos wat ek dit sing, herhaal ek dit en ek herhaal dit seker vir 10 minute. En in 'n oomblik voel ek net, ek voel hom. Ek voel nie net, jy weet daai wat jy voel hom nie net in jou gees nie, jy voel hom fisies. Dis asof hy fisies begin manifesteer aan jou en in dit begin ek net te huil en ek vra hom, Here asseblief, moet nooit hierdie wegvat nie. Ek wil nooit weer hierdie nie voel nie. As jy so voel, dan dis wanneer die vrees van God oor jou kom, wanneer jy weet wat hou jou weg van hom af. En die oomblik toe ek hom vra, moet dit nie nooit weer wegvat nie. In daai oomblik toe verdwyn dit. En ek kon nie verstaan hoekom het dit nou verdwyn nie. En toe begin die Heilige Gees vir my te sê dat dis wat ons met hom doen. Soos wat ons wil hê, daai teenwoordigheid van hom, so wil hy van ons dit hê. En elke keer as ons intrap in ons gebedskamer, dan dink ons 2-3 ure is lank. Maar hy so jaloers vir ons tyd. En hoe meer tyd ons daar spandeer, en hoe nader ons aan hom kom, ons maak dit oor onsself. Maar wat van hom? Hy is jaloers vir dit. So, Oom Andre het net gevra, ek moet dit deel met julle vanmôre. Ons gee net 'n oomblik vir stilte. Chris het net so 'n bietjie harder. Aan woorde. Toe Barend te release, toe voel ek hoe ruk dit in my siel in. Vader, want ek staan skuldig voor U. Ek bring dit voor die troon van genade. Dat hoeveel keer wil U intiem raak met my, maar dan verdwyn ek nie. So ek kom bely dit vanoggend voor die troon van genade. En ek vra vir vergifnis. Lord, I come repent and I ask for forgiveness. Forgive me, Lord, for just sometimes being disobedient to the voice of the Holy Spirit, for not pressing in. Not be at the place where you want me to be. I want to come and confess it, and I want to bring it, Lord, this morning as a confession before your throne of mercy and grace. And in the repentance, Lord, I ask for your forgiveness. Also for other brothers here that experience or are in the same situation. I repent on their behalf as well. En vra vir vergifnis vir elkeen wat hier sit vanoggend. Heilige Gees, laat die bloed ons kom skoonmaak en was. En dankie net vir U genade en vir U liefde. Ons prys die wonderlike naam van Jesus. Thank you, Lord. I praise your mighty name. Manne, ek wil net my hart deel, soos wat Heilige Gees môre almal.
in hierdie warm Vrystaat, want ons harte is warm. Ek wil net my hart deel, ek begin net eers op 'n plek, Barend kom vanoggend hier in, en ek het so 'n persmantel gekry, en ek het so onder hom gelê, en ek is nie hier nie, en toe hy inkom, toe sien hy net, maar hier lê hy sê, hier is niemand nie, hy lê net hierso. Hy kom, hy sê, en hy gaan kyk tussen die sitplekke oral, maar hy sien my nêrens hier nie. Ek sê vir hom, ja, dis hoe die rapture gaan lyk. Dit is. Ons moet dit besef. Daar gaan 'n bondeltjie komberse wees. En dan is daar niks nie. So 2-3 weke terug, op 'n Saterdagoggend, baie keer sit ek op 'n plek, en dan kom die Heilige Gees en hy begin download, en hy begin iets met my hart deel. En ek begin dit neerskryf, en ek deel dit in Barend, maar ek sien hy het nie baie reaksie gehad nie. Ek weet nie of hy geskok was nie. En die Heilige Gees begin my deel. Julle weet, het julle al oornag by 'n plek of by 'n plek geloop, en kyk jy agter 'n hotelkamer se deur, of by 'n gebou, dan staan daar emergency exit, en dan is daar so 'n pyltjie, en dan wys hulle vir jou, hoe moet jy uit die gebou uitkom, of wat ook al. Hulle gee vir jou eintlik 'n aanduiding hoe om uit te kom. Maar ek word die Saterdagoggend, terwyl ek daar sit, kom die ding, dit val in my gees, en ek bid nog daaroor, en ek vertrou, Heilige Gees gaan vir my die dieper openbaring gee, maar ek het reeds met dit begin. Hy gee vir my 'n left behind checklist. En ek het dit nog nooit by iemand gehoor, nog nooit gehoor nie. 'n left behind checklist, en ek weet nie of ek moet hom optrek, en hom in die House of Bread sit, sodat as die ontsnapping gebeur, die rapture gebeur, of the body of Christ, en daar's chaos, gaan die wat agterbly, en die wat agterbly is nie kerkloos nie, dis kerkmense, dis church people that are going to church, but that's the lukewarm, want hulle word uitgewommet, hulle moet deur die tribulation gaan, en in dit wys hy vir my, die wat louwarm is, gaan weet om na plekke te gaan soek, wat hulle al van gehoor het, en hulle gaan hoor, die mense by daai plekke is nie meer daar nie. En in dit wat hulle by daai plekke gaan aankom, moet daar 'n checklist vir hulle wys, om vir hulle te leer, hoe om te ontsnap, en waarvoor om op te let. En die Heilige Gees begin vir my hierdie checklist te gee, en ek het klaar punte begin by mekaar maak, how to escape the tribulation. Maar in dit, die eerste ding wat jy moet weet, dit gaan jou lewe kos. Want dit het die seun se lewe gekos. Die Vader het sy enigste seun gestuur, en hy het die eerste seun geword, maar eers die enigste seun, en hy het geweet, dit gaan sy lewe kos, om ons vry te koop. So in hierdie broei dit nog in my op, maar ek wil met julle in dit, wil ek met julle iets deel, vanoggend, en wat ek met julle wil deel is, in die boek van Hebreërs 6, praat hy oor baptisms. Ek weet nie of julle dit al gelees het nie. Hy praat nie net van 'n doop nie. Kom ek wys net vir julle, Hebreërs 6. En dan in dit vertrou ons die Heilige Gees wat hy wil doen. Hy sê, you have to leave the principles of the doctrine of Christ. Let us not go unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and faith
toward God. So daar's 'n bekering van dooie werke. So jy kan bekeer, maar dit kom nie uit jou hart uit nie, maar dan's dit dood. En dan moet jy geloof hê in God. En dan praat hy van and of the doctrine of the baptisms. So as jy dink daar's net een doop, dan maak jy 'n groot fout in die skrif. En as jy na die skrif kyk, daar's ten minste 6, party het meer, party het 7. Ek het al van 9 gehoor, maar kom ons werk net op 'n basis oor die dope wat daar is. Daar's 'n doop in Moses. Dan is daar 'n doop van bekering van Johannes, John the Baptist, doop van bekering. Dan is daar die doop van die gelowiges in Jesus. Dan is daar 'n doping van die Heilige Gees en van vuur. And then there's a baptism into the body of Christ. And then there's also a baptism into his sufferings. Dan is daar 'n doop in sy lyde. En ek wil net bietjie dit wat Barend gesê het en dit wat Willie gesê het, dink ek ons is op 'n plek wat ek net kan deel met julle in. In Markus 10, is daar 'n doop in sy lyde? Is there a baptism into his sufferings? En wat beteken dit? Kan ek daarin gedoop word? En ek glo dis 'n proses wat die Heilige Gees, en ons het nog nooit hieroor gepraat of gedeel. Ek het al vir 'n paar jaar wat ek dit weet, en maar daar is leiers, daar's laag van om dit te ontvang. Dis nie net jy gaan een keer daarin nie. En een van hulle wat Barend gesê het, is om werklik in sy lyde in te gaan en om intimiteit met hom te hê. Maar om deel van hom te wees, om intimiteit met hom te hê, is nie net om iets te voel wat hom opgewonde maak nie, maar is ook om te ervaar wat hom hartseer maak en wat hom pyn gee. As 'n man en 'n vrou in 'n huwelik is en hulle is getroud en daar het iets gebeur in die vrou se verhouding, miskien met 'n familielid of met 'n suster, en sy het seer gekry in daai verhouding, dan voel die man gewoonlik, ons noem dit in Afrikaans, jy het meegevoel, maar hierdie is meer as meegevoel. Dis soos 'n man en 'n vrou wat een is in 'n verhouding. As jou vrou seer is, dan voel jy haar pyn. As 'n man seer is, dan dra sy haar man se pyn. En as ons een is met Christus en ons is in hom ingedoop, dit beteken hy is die hoof van hierdie liggaam of the body of Christ. He's the head of the body and we are the body. So jy kan nie die kop in die liggaam van mekaar skei en sê, kop jy's daar, ek gaan nou gou die liggaam se vinger met 'n hamer slaan, dat hy nie die pyn voel nie. Nee, die liggaam, die kop in die liggaam is deel van dieselfde. So as die een pyn voel, dan voel die hele liggaam pyn. As Christus pyn voel, moet ons op 'n plek gaan wat ons ook sy pyn voel. En hierdie baptism of his sufferings lees ons in Markus 10. Ek gaan 'n paar skrifte vir julle lees vanoggend. And they said unto him, grant to us that we may sit one on the right hand and the other one on the left in your glory. So die disciples wou net hulle wil die glamour gehad het. En hulle sien al klaar, hoe gaan hulle saam met hom gewandel, hoe gaan hulle eendag saam met Christus sit en net die glamour kry, net die goeie deel hê. En Jesus kom en hy sê vir hulle, but Jesus said to them, you know not what you ask. Can you drink the cup that I drink of, and be baptized with the baptism
that I've baptized with. And they said to him, we can. Jy sien, dis maklik om te sê we can, maar baie keer sê jy ek kan. Of jy vra vir iets, maar die konsekwensie kom later vir dit wat jy vra. En die Heilige Gees wys ons die tarrying gaan begin skuif van tarrying for yourself and just tarry with the Lord into tarry for souls. En ek het die hele week begin ek praat en die Heilige Gees begin deur my praat for tarry for souls. Nou vra jy dit en dan vanoggend 1 uur, dan dink ek nog ek tarry en dan kom die Heilige Gees en hy maak jou so onrustig in jouself dat jy begin opspring hier. En net om daai onrustigheid weg te vat, 2 ure later het ek net vir siele begin bid. Familielede, mense wat ek net bring net siele voor Jesus. En die eerste siel wat jy bid is vir die mense om jou in jou binnekring. Begin hulle uitroep by hulle naam. Want die feit dat jy hier is vanoggend is nie net toevallig nie. Die rede hoekom ek en jy hier sit vanoggend, my boeta, die rede hoekom ons hier is vanoggend, is daar was iemand agter jou gewees wat vir jou gebid het terwyl jy in die wêreld was. So ek het 'n moeder gehad wat 7 jaar en sy het baie keer 'n manier gehad en sy was 'n gebedsvrou sonder dat ek geweet het. Ek het haar nooit gesien nie. Maar sy het haar closet gehad in haar kamer. Sy het haar plek gehad en sy het binne in die closet gaan basies inklim en daar het sy gaan weep. So in die nagte as ek gedrink het en sy kom by my plek aan en die drankbottels en die goed staan daar, het sy dit gesien, dan sy niks gesê nie en sy terug gaan na haar closet toe en sy het gaan weep. Maar dit het op my op 'n plek gebring dat 'n moeder moet weep of iemand moet ween oor jou. En sy het die pyn gevoel, want dit is haar seun, soos wat Christus die pyn voel, en ons die pyn moet voel wat hy vir ons deurgegaan het. Want ons as Afrikaners het geleer, cowboys don't cry. Jy moet sterk wees, jy mag nie huil nie. En dis 'n grootste leuen uit die put van die hel uit, want ons moet 'n gebroke hart hê. Want uit 'n gebroke hart is waar jou oorwinning lê. Jou grootste oorwinning is in brokenness. So ons moet leer om te breek voor hom. En dis die plek, want hoekom moet ons breek voor hom? Want die disippels kom en hulle sê, yes, we can. Maar hulle het ja gesê, sonder dat hulle geweet het wat die konsekwensies is, wat hulle gaan dra om ja te sê. Maar die Heilige Gees, die Parakletos, die Trooster, het ingekom, en deur die krag van die Heilige Gees alleen, nadat hy opgevaar het, net deur die krag van die Heilige Gees alleen, kon hulle deur daai sufferings gaan, om te sê, ons is bereid om te sterf hiervoor. We are willing to die for this. En dis een van die punte op hierdie left behind checklist. Are you willing? Are you prepared? Are you willing to die for him? Want jy sien, daar gaan 'n merk uitgedeel word. Dis either jy gaan hom aanneem en jy gaan leef vir die wêreld, of jy gaan hom verwerp en jy gaan sterf. You shall indeed drink of the cup that I drink of,
and with the baptism that I've been baptized, with all shall you be baptized. Jy sien, daar's 'n doop wat plaasvind. Hierdie doop is nie 'n waterdoop nie. Dis 'n Heilige Gees doop wat oor jou kom. En die Heilige Gees is Christus, maar as hy oor jou vaardig kom, vat hy jou in die sufferings, in die lyde in van Christus. En om jou in daai plek te vat, moet ek vanoggend, wil ek net vir julle 'n paar skrifte oopbreek van daai plek. Kom ek wys, manne, kom ons blaai, ek wil julle vat na Hebreërs 5, vers 7. Wat Christus kom en hy sê, who in the days of his flesh, when he had offered up the prayers and supplications, with strong crying and tears unto him that was able to save him from the death, and was heard in what he had feared. Die ander gedeelte, die Amplified says, hy praat van, in the days of his earthly life, Jesus offered up both petitions, supplications he needed, with fervent crying and tears, to the one who was always able to save him. En as ons hierdie lees, dan besef ons nie, dat Jesus Christus wat afgekom het, gestuur deur die Vader, die goddelike drie-eenheid afgekom het, moes vlees word, soos wat ek en jy vanoggend hier in vlees sit. En hy moes deur hierdie verskriklike lyde gegaan het, hierdie pyn, hierdie sufferings. En ons verstaan nie, hy kon net daar opgestaan het en engele ook gevra het en gesê het, vat hierdie beker by my verby. Maar die feit dat hy mens geword het, vlees geword het, sê, die gevoel wat hy gehad het en die pyn wat hy in daai oomblik gehad het, die Vader in sy toelaatbare wil toegelaat en vir 'n oomblik weggestaan, dat die Seun kan deurbreek in sy vleeslike liggaam, deur die perk van vlees en siel, om in die gees in te beweeg en te sê, ek gaan dit vir Willie doen wat vanoggend hier sit. Ek gaan dit vir Johan doen wat vanoggend hier sit. Ek gaan dit vir Leon doen. Ek gaan dit vir François doen. Ek doen dit vir Ritchie. Hy het julle reeds in gedagte gehad, toe hy gegaan het, en hy daai verskriklike ontberings moes deurgaan, en die gevoel wat hy gehad het, sy goddelikheid was van hom, as ek dit amper so kan stel, was van hom af weggetrek vir 'n oomblik, dat hy 'n aardse vleeslike pyn kon ervaar, om te weet waardeur ons gaan, want as hy nie daardeur gegaan het nie, en nie gesterf het nie, dan kon hy nie die dood oorwin nie. Hy moes die dood oorwin, om die dood weg te vat in die opstanding. So hy moes deur daai verskriklike pyn gaan. Dit is hoekom 'n engel kan nie in ons plek staan. Niemand kan ons, Jesus moes mens kom word soos ek en jy. Dieselfde pyn waardeur ek en jy elke dag gaan, is maar 'n fraksie van waardeur hy gegaan het. En dis nie dat hy was God, hy het nie gebed nodig nie. Ja, kyk wat, hy moes na die Vader toe uitroep, want die Vader het van hom af weggetrek en hy moes uitroep. Die Heilige Gees het in 'n oomblik, wil ek amper sê, hom verlaat
en hy moes uitroep na hom, en die Gees was in hom, maar die Gees kon deur hom geïntercede het, deur hom voorspraak gemaak het na die Vader toe, om uit te roep, dat hy deur dit kan gaan, sodat ek en jy vandag vry kan wees. Hy sê, in the days of his earthly life, Jesus offered up both specific petitions, urgent supplications, with fervent crying and tears to the one who was always able to save him from the death, and he was heard because of his reverent submission toward God, his sinlessness and his unfailing determination to do the Father's will. En die Heilige Gees wys my, as ons vir siele terry, is hierdie die gebedspatroon wat ons moet volg, want die Seun het hierdie patroon gevolg om my en jou uit te bring, redeem, en ons moet hierdie patroon volg in supplications, wat jy jouself opoffer, in terwyling wil ek amper sê, wanneer dit met trane gepaard gaan. Ek het agtergekom dat die trane van 'n gebed het onbeskryflike krag. Ek wil die woord gebruik, onbeskryflike krag. Want dis slegs die trane van 'n moeder wat my kon gered het, deur die bloed van Jesus. Want in daai diepste plek van trane, is die grootste geskenk wat jy kan ontvang in die trane, is die genade van Jesus Christus. Die genade is so groot daar, by trane, dat ek het vir Karel gesien, ek het Karel Du Plessis vir 2 ure gesien huil, oor siekte, wat die vyand hom voortydig wou geneem het, en 5 dae later, kon hulle geen spoor van siekte in sy liggaam kry. Maar vir 2 ure, moet ek aanskou, en ek besef, maar hierdie man, was aan 'n springbokwleuel, wat dreë gedruk het, en hy was dan die man onder die manne gewees, en hy was sterk, en hy was taaf, en hy het alles deurgemaak, om die hoogste sport te bereik, want, soos ek gesê het, cowboys don't cry, as jy rugby speel, dan kan jy nie huil daar nie, maar die dag toe hy op die altaar kom lê, het ek nie 'n man gesien huil, soos wat ek hom gesien huil het daai dag hier nie. Onbeskryflik, voor sy vrou, voor sy dogter, voor almal wat hier is, maar deur daai trane wat gekom het, het die grootste genade gekom, wat hy ontvang het, en hy het genesing ontvang, want Jesus sê, deur my wonde, through my wounds, you were healed. Deur die wonde, aan die kruis, jy sien, hy moes daai houe, en daai ontberings deurvat, sodat ek en jy vandag genesing kan ontvang. So in hierdie wil ek 'n paar skrifte met julle deel. En ek wil nie op die skerm sit nie, want miskien gaan dit tyd in beslag vat. En ek wil op skerms lees net van sy ontberings, terwyl jy daar sit. As ons praat oor sy sufferings, en hoekom ek hierdie deel doen, moenie dink jy kan dit dalk nou dadelik ontvang nie, jy gaan dit dalk nou ontvang, maar ek bid dat die Heilige Gees hierdie woord, wat release, dis nie ek nie, ek is net die instrument, dat die Heilige Gees hierdie woord, maar die saad van hierdie woord, op jou hart gaan val vanoggend. En as hy op jou hart val, kan dit 'n dag wees, kan 'n week wees, en dit kan 'n jaar wees. Dit kan soos Edouan wees, wat ek vir hom 'n woord gegee het, jy kan 2 jaar wag.
al wat ek weet, die tyd raak min, maar ek dink een van die grootste geskenke om in Christus te kan ontvang, is to be baptized into his sufferings. Dan weet jy, ek is deel van hom. As jy iemand hoe ontvang jy die baptism of his sufferings? Dit beteken, as jy 'n verlore persoon sien, moet jy 'n verlore persoon sien, asof dit jou eie seun of dogter is, wat ongered is. Jy moet 'n verlore persoon sien, asof dit jou eie vrou is, of jou eie ma is, of jou pa is, wat ongered is. Dit moet nie, as jy 'n persoon sien wat daar ver is, wat jy nie ken nie, moet dit vir jou voel. Want ons almal in Christus is broers en susters. So as jy 'n suster en 'n broer is, dan moet jy dieselfde voel as wat dit 'n naaste broer of iemand is vir wie jy baie lief is. En hierdie persoon het nog nie Jesus aangeneem nie. So ons kom en ons lees daar in Matteus 27. Hy sê, and about in the 9th hour, Jesus cried with a loud voice. Om te dink dat die seun van die mens, the Son of Man, the Son of God, cried out with a loud voice. Om te dink daai woorde op Golgotha was die volgende gewees: Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? En dan sien ons die trane in Jesaja 53. He is despised, he is rejected of man, of sorrows, he is acquainted with grief. We hide as it were faces from him. He was despised, he was esteemed, him not. He shall see of the travail of his soul. Shall he be satisfied by the knowledge? Shall righteousness servant justify many? For he shall bear their iniquities. Met ander woorde, as hy sê hy dra jou iniquities, dan dra hy jou ongeregtighede terug, nie tot by jou ouma en jou oupa nie. Hy dra jou ongeregtighede, sy genade is so groot, hy dra dit terug tot by Adam. Hy dra dit terug tot by Adam. Hy vat al daai sonde van die eerste Adam, en hy kom staan voor jou, en hy sê, ek is verbrysel, dat ek die eerste Adam, alles, sy skuld, alles op my gevat het, want ek is die laaste Adam. Daar gaan nie weer een wees nie. Markus 14:36, en hy sê, Abba Father, all things are possible unto you. Take away this cup from me. Nevertheless, not what I will, but what you will. Jy sien dat selfs daai beker was vir hom te veel, dat hy in sy aardse liggaam gevoel het, Vader, vat dit net verby, as dit u wil is. Maar die ontberings was so groot, dat hy geweet het, dat toe hy nie meer die krag gehad het, in vlees, om aan te gaan nie, toe kom die Parakletos in, die derde persoon, in die Godheid kom in, en hy ondersteun hom en hy dra hom deur die plek. En ek voel net hierdie Parakletos, hierdie Heilige Gees, is in hierdie plek vanoggend. En hy wil jou dra, sodat jy kan weet vanoggend, hy is by jou. As ek kyk waar hy die manne bedien, op die straat en in skole, en as ek kyk na die jong kinders, en die getuienis van gister wat uitkom, hoeveel van daai kinders het nie eens ouers nie,
Hoeveel van daai kinders word nie gemolesteer nie? Hoeveel van daai kinders het gisteraand honger gaan slaap? Maar daar is 'n geleentheid vir hulle gegee. So laat die volmaakte prys van die kruis hulle vry kan maak. Wat 'n groter genade is daar. En my gebed is, Vader, waar hierdie span van evangeliste, waar Wilbur en Richie en Shaal, waar hulle gaan uitbeweeg en Willie, waar hulle gaan uitbeweeg, dat hulle so gedoop gaan word in die sufferings van Christus, dat as hulle kinders voor hulle sien, dat hulle trane van Christus, wat die prys betaal het, hulle trane, die kinders na hom toe gaan lei. Dat hulle die pyn gaan voel, wat hy gedra het, en dan die genesing kan sien, wat in hierdie kinders gaan plaasvind. But also in the sufferings, there is also joy in the sufferings. There is eternal life in this. Wherefore we received a kingdom which cannot be moved. Let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Dat hy vrees oor ons kan kom. And he said, Abba Father, all things are possible. Take away this cup, and he was heard. Now God of peace, that brought again the death of our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. A Psalm of David, Psalm 40. And the Lord, he waited patiently for the Lord. He inclined unto me. Hear my cry. He brought me also out of the horrible pit, out of the miry clay, and he set my feet upon a rock, and he established my goings. He hath put a new song in my mouth. He put praise in me, unto me, and many shall see it, and fear, and they shall trust in the Lord. En dan om af te sluit wil ek gister het Barend te woord ontvang in Jeremia 33. En dis so 'n juweel. En ek dink dis vir ons vanoggend. Jeremia 33 vers 11. Luister na hierdie woord. Wanneer kom ons staan, ek wil hê ons moet hierdie lees, en jy moet hierdie deel maak, en ons het net 'n woord ontvang, en ek het nie geweet of het deel is van vanoggend nie, because in the sufferings, in hierdie lyde, the Lord wants to set the captives free. As jy gevoel vanoggend, jy's vasgevang. Who's here this morning for the first time? As jy van julle manne, julle was al hier gewees. Julle was al hier. Just receive this word this morning. I want to go slowly through this. The voice of joy. The voice of joy and the voice of gladness. And then the voice of the bridegroom and the voice of the bride. Sien julle in daai dankbaarheid. There's a voice that wants to set you free, but it's a voice of joy.
and the voice of them that shall say, Praise the Lord of hosts, for the Lord is good, and his mercy endure forever. And for them that shall bring the sacrifice of praise. You see, even in sufferings, you must release a sound and a voice of joy. Even in your sufferings, when you want to move through your sufferings, you have to release a sound of joy and praise in this. And you shall bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. For I will cause to return the captivity of the land, as at the first, saith the Lord. Give praise and thanks. Ek lees die Amplified. Give praise and thanks to the Lord of hosts, for the Lord is good, for his steadfast loving kindness, mercy endures forever. And those who will bring a thank offering into the house of the Lord, for I will restore the fortunes of the land as they were at first, says the Lord. So hoe gaan ons Suid-Afrika se fortunes verander of herstel? We bring a sacrifice of praise. A sacrifice offering is nie geld nie. Bring jou lewe. Bring jou liggaam. Bring your body as a living sacrifice. And there's a place in Gethsemane. Gethsemane is Gethsemane. That means the house of the pressing. The house of the pressing. En as jy na 'n olyf, 'n olive tree, when you look at the olive tree, when you look at the oil of an olive tree, they call it the extra virgin or the first pressing of the oil. They place all of the olives. They put the olives, al die olywe wat hulle gepluk het van die boom af, they put it in a press, but it's like a stone press. And then there's like a stone, and then they roll it over these olives, and in this place, it's catching up all the oil. En dan is daar so geet, so tyd. Wat is 'n tyd? Ek probeer nou dink. Ja. En dan soos wat hulle hierdie olywe pars, soos wat hulle dit pars, dan begin die olie uitloop. En gisteroggend is ek hier, and I was meditating about the sufferings, not knowing this is what the Lord wants to come and release this morning. So our eyes are so many times, every time when I think of the sufferings, then you see yourself in pain and sufferings, en dan kry jy jouself jammer, want jy het nou hierdie swaar gekry, en hierdie aan jou gedoen, en elke keer sien jy die olywe raak. And the Holy Spirit say to me, take your eyes from the olives and put it on the olive oil. Moenie meer na die olywe kyk wat gepars word nie. Kyk wat kom uit die geparste olywe uit. Sien jouself deurweek van die olie, soos Christus jou wil deurweek met sy olie vanoggend. So Father, I praise your mighty name. I give glory and praise to you. If there's any one of you that wants to come and just, if you don't have, who have not accepted Christ Messiah, weet nie Jesus aangeneem nie. Wie is nie vanoggend hier, wat sê ek het nie 'n verhouding met hom nie, I have not accepted Christ as my Lord and Messiah. Who wants to move into a deeper relationship with him? You can just put your hand up, or you can come to the altar.
But there's an open altar, there's an open invitation this morning. Let's just press in. Chris, Wilbert, kom sit daai musiek harder. Then we just press in and allow people. There are so many people that don't have communion. If you want to come and be a partaker of Him, come and have communion this morning. You can come to the communion table, and every time when you took the bread, it's not the bread. You are carrying His wounds, His scars, His bruises. Everything is inside you. It's the greatest gift in humanity. The greatest gift in all creation is the blood of Christ Messiah, who paid the price so that you can be free, you can be delivered. So this morning, before the moment when the men started to come in this morning, Baron came to me and he said to me, there are so many saints and angels in this place. Hy sê vanoggend, hy sê hy het nog nie gesien nie. En ek kan hom vra, maar dit is wat hy my gesê het. Hy sê die sitplek is vol. En of dit saints in die Ou Testament of dit cloud of witnesses is, hy kan nie uitmaak nie, maar hy sien die verskil tussen die gelowiges wat in Hebreërs 11 is, such a great cloud of witnesses. En in die oggendure en die terrie, terwyl ek begin bid, toe begin ek Vader bid. Ek sê Vader, bring die cloud in. Nie net hy sê Lord, send in the cloud, Jesus Christ, send in the cloud of witnesses for us. If you want, send them in. Bring in the Gerard Nels, bring in the Gideon van Tonners, bring in the Daru de Wets. Father, send them in. Ek bid vir my oom om in te kom. Ek bid vir Paul Nodea. Ek bid vir, dis die wat nou reeds gesterf het. Ek bid vir klein Dries Koeman, oom Dries Koeman. Ek bid, ek sê, send them in. Send them in. And it's like, I can see my uncle is sitting there at the back, almost where Leon is sitting with his talit, covered in his talit, and just witnessing. And even I said, Lord, send in Chris' mother in, send my mother in, that they can just have a glimpse what we are doing, not because of us, but to give them honor for the work that they have done before us. And we have to praise Him, because there's better things for them waiting, and they cannot receive it without us. So we have to be more faithful even into the calling what we have called as that they have walked in. Ons moet meer getrou wees in die roeping en die verkiesing as wat hulle was, want in die tyd wat dit gaan ingaan, waar ons inbeweeg, gaan dit moeiliker raak. And the only way you can praise Him and you can go deeper is to experience His sufferings. If you have not experienced it, you have to come to a place and say, Lord, I long to experience your sufferings because I will need it. I will need it as a priest of my house. I will need it as a family, as a priest for my wife, my children. I need your sufferings to enter into that place where the Lord wants to move us in. So Lord, we want to seal off this morning, and I want to give you the glory and the praise of what the work, the finished work of the cross, and the word that you, Holy Spirit, has released even in the midnight hours through us. The word that Billy released this morning, Lord, you have opened doors that was closed. You have healed. The word that Baron released this morning, Holy Spirit, we give you all the praise. I give you all the praise for everything. So Father, I want to pray over every brother in the house this morning.
almal, so that we can carry that cross. And if you can find us worthy to carry your cross, to be a testimony for you. Father, I pray over our evangelist team today, when they are moving out, to be at the right place, at the right time. Father, I pray the blood of Jesus Christ over our loved ones, over our wives, our children, grandchildren, the blood of Jesus Christ over them, your fire around them, your mercy and your grace over them. Father, I pray over my family, my loved ones, everyone. I pray, Lord, that the enemy had no legal right upon them, no whiplash or backlash will come against them. Father, I pray to put them at the right place, at the right time. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Messiah. Thank you, Father, that we can say Amen and Amen. Hallelujah. Glory, glory. To Him all the praise. Ons gaan net die offering oplig. The love offering. Tisi Torobu Torobu Shienda. The crimson stream. So manne, wat ek net vir julle kan sê, dis so belangrik om die waarheid van die woord in die grond in te sit op die altaar. Sodat die woord kan penetreer in die grond in. Want die aarde hoor, en julle manne wat swaar kry, wat op die strate is, begin net hoop spreek. Dit wat in julle begeertes van julle hart, Vader God is daar to give you the desires of your heart. As julle 'n huis, 'n dak oor julle kop nodig het, dit gaan nie van self kom nie. But there's a God in heaven wat se ore nie toe is as julle hom aanroep nie. As julle hom aanroep en julle begeertes aan hom bekend maak, gaan hy vir julle deure oopmaak. But then you have to live according to that promise. So Father, I pray the fear of the Lord over my brothers. The fear of the Lord, that they will start to walk in the fear of the Lord. Father, I pray for homes over them. Houses, homes where they can stay. Warm beddens en kos om te eet. En ons wil U loof en prys. Vader, ek kom bid, laat elke man hier vrygemaak word. Kom vul ons kosmandjies. Vader, ons bid in die naam van Jesus. You are the provider. Jehovah Jireh. You are our provider. And we want to lift up this offering basket and we wave it before your throne of mercy and grace. And as we wave it as a wave offering, we give you the praise and the glory. Thank you, Lord. And I want to release a priestly blessing over their house and over my brothers, that they can receive the blessing of the Lord in the mighty name of Jesus Christ. Yevarecha Adonai Vishmerecha. Ya'er Adonai Panavalecha Viuchaneka. Yesa Adonai Panavalecha Yevasim Shalom. Father, we bless you. Thank you, Lord. We give you all the praise, all the honor for what you have done through us. Thank you, Lord, for your goodness and your mercy and your grace. And thank you, Lord, we want to bless them this morning with the blessing of the Holy Spirit over them and upon them in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance to you and give you His shalom. Amen. Amen.